Môre sê Radio Fynbos luisteraars, ons woord is uit Habakuk 3 vers 17 tot 18. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here en sal ek juig in die God van my heil. Party drome wat mense het, is lankal nagmerries. Hulle kan nie meer na die sterre reik nie. Hulle wens elke dag net om. Elke dag voel vir hulle asof dit dieselfde is, asof daar niks lig in die tonnel is nie. Nou en dan probeer daar tog optimisme en dromers bietjie vuur in hulle hopelose toestand inblaas, maar dan verloor hulle gou spoed, as niemand hulle entoesiasme ook deel nie. Een van die grootste struikelblokke is passiwiteit en trek my neagtigheid van baie mense om ons. Baie gelowiges raak slagoffers van wie weet wat alles. 'n Besige dagboek, besige programme, geestelike uitgerekte winterslaap om uit te stel, elke keer te sê, dan Here sal ek dit vir u doen. Ook opsetlike sondes, konflikte, skinder, tonge, veldtogte, wat ons so tog kan uitput. So weet jy gaan nie aanmoediging kry, as jy self nie doelbewus ingryp op jou eie manier van leef, en jouself meer aan God toewy nie. Jy sal die een wees, wat nie in pas is nie, en wat gou so behandel gaan word. Maar moenie dat mense se negativiteit jou aftrek nie. Hou aan om jou drome na te jaag. Moenie tevrede wees net met middelmatigheid nie. Bly voluit leef in gees, vir God. Bly opgewonde in hom, want jy verheerlik hom deur wat jy doen. Moenie aan die slaap raak nie, maar wees nigter en wees wakker. Oor berge en steil krane sal jy dalk moet gaan, maar God sal vir jou die krag daarvoor gee. Soos hy sê in sy woord, as jou regteroog jou laat struikel, as jou uitkyk verkeerd raak, en jy begin meer mense se sienings raak sien, as wat God se woord is, pluk dan daardie oog van jou uit, dat jy nie met daardie oog kyk nie, maar dat jy kyk, soos wat God vir jou sê, om in geloof te wandel, en nie net in wat jy sien nie. Ook sê die woord, kap jou hand af, as dit jou keer. Dit is ook wat ek en jy moet doen. Ons moet kyk, vra ons meer van 'n mens, of vra ons meer van God se hulp. Ons kan nogtans jubel in God, en juig, want hy is ons heil. Nogtans sal ek jubel in die Here, en sal ek juig in die God van my heil. Here Jesus, dankie dat ek vanoggend kan juig en kan jubel, Here, in wat u vir my gedoen het. Loof u en ek prys u, Here. Dankie vir u bloed. Dankie dat u vir my daardie prys betaal het, dat ek kan vry wees om 'n keuse te kan maak, Here, om u liefde uit te leef en te leef wat u in my hart plaas. Here, baie dankie ook vir u liggaam wat my genees, Here, van alles wat ek moes deurgegaan het. Dankie dat ek gesond kan word en dat ek kan jubel in die genesing wat daar in u liggaam is. Here, dankie dat ek in my gees net kan voel hoe u salwing opspring, hoe lewende water uit my binneste begin vloei. Ek loof u daarvoor. Amen.